Hallo en welkom op Rytom met Renata. Charlene Soortie Richards is 'n baie bekende en geliefde naam in meeste Suid-Afrikaanse huishoudings. Charlene, dit is vandag regtig vir my 'n massiewe voorreg om vandag bietjie by jou aan huis te kom. Dankie, welkom. Dankie. Charlene, die woema van 'n windgat wyfie word onder andere beskryf as 'n komedie met diepte. Kan jy so 'n bietjie hieroor uitbrei? Man, die storie gaan oor die vrou Veronica. En sy is 'n windgatwyfie en sy het 3 vriendinne. Henriette, Sally en Bonnie. Nou Henriette se haregat, Sally is die slapgat, Bonnie is die bankgat en ek is die windgat. Ek speel die rol van die windgat. En basies gaan die ding oor Afrikaans aan die begin, want hy noem ons op windgat, bankgat, dan sê hy, gat is volksbesit. Want ons loop oral met die woord gat in ons monde rond, windgat, swaar gat, vet gat, lelike gat, lang gat, dronk gat. En dan sê hy dat die woordeboek nou die woord verander van bankgat na bankkat. Dat hy nou goed sê soos, nou moet ek nou sê, ek is nou katvol vir die besigheid. Hy het sy kat in die botter geval. Dan is die ander woord weer harde gat met harde kwas. Dan is dit goed so sê jy nou, iemand gaan sy gat sien en dan gaan sy kwas sien. En as jy weghardloop, dan maak die kwas skoon. En dan kom het dan by waar sy nou beskryf hier van die wyfies en goed wat die wyfies nog alles saam doen. En aan die einde van die stuk, die soort van lewensles kom, dat sy besef, dat dis die mense se erkenning en bewondering, wat van haar 'n windgatwoema maak, jy weet. Dis die pelle. En Charlene, dit is 'n een vrou vertoning. Ja. Vertel jy meer staaltjies of is daar 'n narratief wat Dis ons dis aan een. definieer dalk 'n windgatwyfie. Dink jy daar steek 'n windgatwyfie in ons elkeen? Ek dink almal van ons, want ek sê aan die einde, en elkeen van ons sit uit ons uit woema. 'n woema. Hy sit elke woema sit in sy gat. En dan begin jy nie mense gat, jy bedoel die persoon, jy sien dit klink net by snaaks. Charlene, so dit is nou tyd vir jou om uit te haal en te wys. Nou wat moet ek vir jou wys? Dit is dalk so 'n bietjie selfsugtig want ek het 'n paar vrae wat ek vir jou wil vra en jy moet hulle nou net vir my antwoord. So die eerste een is, ek vat jou nou terug, ek dink 'n paar dekades, maar is daar 'n lyn uit die fantastiese Villa se kind wat by jou bygebly het? God vergewe ons baie dinge, maar hy vergewe ons nie die onreg wat ons 'n kind aan doen nie. Ja, pragtig. Een van my favourite lyne. Ja. Jo, Daleen. Okay. Die tweede een, jou gunsteling of een van die beste oomblikke uit Igoli. Toe als daar was. Ek het daar soos 'n stukkie brood gemis toe hy dood is. Charlene, en dan op 'n ligter noot, jy het in 'n onderhoud met Roy Rose het jy genoem dat jy glo nie in mutton dressed up as lamb nie. En nie dat ek sê Jy beter nou versigtigjies, want ek het nou 60 geword hierdie jaar. maar net so 'n paar, dalk so 3 tips vir hoe ek bedoel mutton of Byvoorbeeld, ek sê jy nou so as jy, wat ek bedoel, jy kry hierdie vroue wat cleavage wys. Maar as hy cleavage vol plooie, hulle hang, as hulle nog 'n sandten ook en dit lyk verskriklik. Sulke goed sal ek dan nooit toelaat, of sal ek stoot doen nie. Ek hou van moderne aantrek. Ek is 60 soos wat ek hier sit, ek voel nie so 60 nie, maar ek weet ook ek lyk nie soos wat nie, verstaan jy? Daar's 'n groot verskil. Jy kan mos nou na die spieël kyk en voor die vader weet, jy kan nie nou in hy miniskirt en klim vandag en lyk so sleg gestopte wors. En jy's nog 60 op, ou wors, ou vleise.